Goeiemôre, liewe vriende, en baie hartlik welkom by vanoggend se erediens, die 22ste Augustus. Ja, mens kan amper nie glo, ons is al hier so aan die einde van Augustus nie. Ek hoop dat jy 'n wonderlike naweek het so ver, en dat jy vanmôre op 'n besonderse manier ook jou gees en jou hart sal oopstel vir die Here se werking in ons lewe. Vriende, ons dink aan hulle wat siek is in die week. Ons dink aan Herman en Rita Potgieter, wat in Klerksdorp in die hospitaal is. Ons dink aan Suzette van der Walt se ma, wat ernstig siek is in Kimberley. Ek dink sy is nog in die intensiewe sorgeenheid. Marolien Erasmus is tuis siek, ek dink sy is amper oor dit. So ook Leroux en Irene Fourie en hulle twee seuns. Philip Reinders het ook die week gehoor dat hy COVID het. Hy is ook maar goed siek, kom ons dink aan hom. Tannie Irina Berg is Vrydag ontslaan en toe ongelukkig weer Saterdag terug hospitaal toe as gevolg van 'n komplikasie. En dan Piet Erasmus was op die week weer in die hospitaal en Piet is ook terug by die huis. Ons is dankbaar daarvoor. Dit lyk op die stadium asof dit nie nodig is om 'n operasie te doen nie. Ons is dankbaar daarvoor. Saam met julle Piet. En dan Tannie Babsie Lessing is ook tuis siek. En dan by Kobus en Anilda Jordaan is ek dink die twee seuns is siek. Johan en Kobus. So kom ons dink asseblief aan hulle almal. En dan wat die week wat kom aanbetref, gaan Henry Potgieter in vir 'n operasie. Ons dink ook aan hom in hierdie tyd. Dan Dinsdagoggend van 11:00 af is ons gemeente se veeveiling. Weet almal is welkom om saam met ons te kom kuier daar in Klerksdorp by die skouterrein se veilingskrale. BKB bied die veiling aan. En as jy nog nie met iemand gereël het oor 'n veeskenking, 'n bees of 'n skaap of vark of wat jy ook al het om te skenk nie, of 'n kontantdonasie wat jy kan maak nie, is jy baie welkom om dit te doen. Jy kan met Henny Venter of Danny de Villiers, Hansie Miller, Leon Taljaard en Edward Roux gesels. Enige van hulle sal vir jou kan help daarmee. Kom ons, dit is altyd 'n lekker dag. Ek wil regtig sommer net mense uitnooi as jy daar in die omgewing is, of ry soontoe dat jy in die omgewing is en kom kuier saam met ons. Dis altyd heerlik daarso. Dan is daar weer koeke te koop die week. Ek is nie seker van wat se koeke nie, maar jy kan met Janetta by die kerkkantoor praat. Sy sal vir jou presies gaan sê wat se koeke is daar en hoeveel van elkeen. So jy kan jou koekbestelling kan jy by Janetta insit by die kerkkantoor. En dan wat ons verjaarsdae aanbetref, julle klompie mense wat die week verjaar. Vandag verjaar Johan Dyson en Louis Stein. Ons wil graag vir julle twee sê baie geluk. Ons hoop julle 'n wonderlike dag. En dan die 24ste verjaar om Tiny van Rooyen, die 25ste Swarts Botha, die 26ste verjaar Lionel Cronje, dan die Ria Estreisen en Andre Jacobs, die 27ste verjaar dan die Monica Cronje, Gilly Nieuwoud en Connie Viljoen, en die 28ste Colette Jonker en Eugene van Heerden. Ons sal regtig vir julle almal sê baie geluk, veral van ons senior mense, oom Tiny wat verjaar, dan die Ria Estreisen, dan die Monica Cronje. Weet veral vir julle wil ons regtig 'n wonderlike geseënde jaar toebid. Vriende, kom ons ons is mos nou hier vanmôre 'n deel van hierdie erediens en ingeskakel by hierdie uitsending, omdat ons regtig 'n behoefte het om in God se teenwoordigheid te wees. So kom ons begin ons saam wees vanmôre en ons sing saam Liedboek 163, soos 'n wildsbok. It's my heart.
Here, saam met Dawid bid ons vandag, neem my in beskerming, o God, ek soek skuiling by U. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir jou van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here. Ontvang dit vanmôre, wees daarvan seker, jubel daarin dat die Heilige Gees dit waar maak in jou lewe en dat hy elke oomblik by jou is. Kom ons sing van die Here se goedheid en van sy liefde en van al sy genade in ons lewe, hoe hy ons lei in die waarheid, hoe hy voorsien in elke behoefte wat ons het. Ons sing liedboek 200, U goedheid, Heer, kan ons nie pyl nie. Jy kan saam met my blaai na Psalm 16, ons gaan saam lees in Psalm 16, die hele Psalm is 'n kort psalmpie, en jy is welkom om saam met my te blaai, en dit saam met my in die Bybel te lees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir al u liefde en u genade. Ja, hoe kan ons ooit u goedheid in woorde uitdruk, Here? Hoe kan ons u betrokkenheid in ons lewe regtig na waarde besing? Ja, ons wil net vandag vir u kom sê dankie daarvoor. Dankie dat u 'n God van goedheid is, en van liefde, en van barmhartigheid, en van trou. Dankie dat daar die afgelope tyd so baie mense in ons gemeente gesond geword het, wat siek was, wat regtig siek was. En ons wil vanmôre vir hulle kom bid, wie se name ons vanmôre weer genoem het, wat nog siek is. Ons kom bid dat u hulle sal aanraak, en dat u hand oor hulle en hulle familie sal hou, en dat u regtig vir hulle sal sorg, soos wat u weet hulle dit in hierdie dag nodig het. Dankie, Here, dat ons so aan die einde van die winter kan beleef hoe die seisoen besig is om te verander, en hoe dit eintlik net vir ons kom herinner daaraan dat ons 'n lewende God aanbid, wat die hele skepping beheer en bestuur en in stand hou. Ons sien kolletjies waar nuwe uitloopsels is, en waar bome begin bot. En ons weet net, u is die God wat lewe gee. En daarvoor wil ons u kom eer en kom aanbid vandag, en net bid dat u ons bewus sal maak daarvan. En ook nou as ons uit u woord lees, dan is dit ons gebed. Here, help ons om te lewe. Nie net hier op aarde te lewe nie, maar regtig geestelik te lewe, en 'n verhouding met u te wees.
en te verstaan wat dit beteken. Dankie dat ons dit vandag van U kan vra, in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Psalm 16 is 'n baie bekende psalm, vriende. Ek vermoed ek het al 'n keer of wat uit hom uitgepreek ook, in die tyd wat ek in die gemeente is, en kan ek, jy kan maar daai preke gaan uithaal, dit is heeltemal 'n nuwe vars preek vandag, en ek hoop dat dit vir jou iets beteken. 'n Gedig van Dawid. Neem my in beskerming, o God, ek soek skuiling by U. Ek het vir die Here gesê, ek behoort aan U. Daar is vir my niks goeds nie, behalwe by U. Die afgode in die land, so aantreklik vir baie, met hulle wil ek niks te doen hê nie. Mag elkeen wat 'n ander God vereer, baie smart beleef. Vir afgode sal ek nie bloedoffers uitgiet nie, hulle name sal ek nie op my lippe neem nie. Here, U is my lewe, U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. 'n Pragtige deel is vir my afgemeet, ja, wat ek ontvang het is vir my mooi. Ek sal die Here loof wat my tot die regte insig gebring het. Selfs in die nag bly ek bewus van wat hy my leer. Ek het die Here altyd by my. Omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie. Daarom is ek bly en juig ek en voel ek my veilig. U gee my nie oor aan die dood nie. U laat U troue dienaar nie in die graf kom nie. U leer my hoe om te lewe. By U is daar oorvloedige blydskap. Uit U hand kom net wat mooi is. Ek gaan nou nie sê wie nie, maar ek gaan wel sê dat ek het 'n familielid wat so elke nou en dan as ons kuier, sien jy, hier begin sy skielik rondloop en sy soek en sy soek en sy soek, en dan so na 'n ruk dan sal ons vra, wat soek jy? En dan sê sy, ek soek my bril. Dan sê ons, hy is op jou kop, sit hom net op jou oge. Mens soek nogal na baie dinge in die lewe. Daar so baie mense, ook in die tyd wat ons leef, ek hoor so baie keer hoe mense praat, en ja, hoe hulle begeerte uitdruk om te weet waar God is, om in God se teenwoordigheid te kan lewe. Hulle soek God naby hulle soek God rondom hulle. Of hulle soek, dan kan ons maar sê, minstens die versekering dat God daar is, dat hy deel is van hulle lewe. Het is geen wonder dat die psalmdigter Dawid sê hier eintlik dat dit goed is om naby aan God te wees. Dit is vir ons veilig. Dit lei ons in die regte rigting. Dit help ons dat ons nie struikel nie. Dit gee vir ons 'n klomp blydskap. Ja, dit gee vir ons die versekering dat God sorg in ons lewe. Ek is seker dit is van die gedagtes wat in jou opkom wanneer jy Psalm 16 lees, om net te sê, Here, dankie vir al hierdie wonderlike dinge wat U gee. U goedheid, Heer, kan ons nie pyl nie. U gee vir ons soveel meer as wat ons verdien, soveel meer as wat ons ooit kon droom voor. Jy sien, dis 'n versekering wat die Here vir ons gee op 'n pad van geloof, nê? Soos wat ons die geloofstree gee, so begin ons besef, maar God is oral. God is nie net op party plekke nie, ons hoef hom nie te soek op sekere plekke nie, hy is oral. Ek het al 'n paar keer gesê in die laaste klompie weke, ons moet maar net meer en meer bewus word daarvan. Bewus word van God se teenwoordigheid in ons lewens. So uitdagende studentjie het eendag vir 'n proffie gevra en voor hom gaan staan en gesê, ek gee jou R100 as jy my nou kan wys waar God is. En toe staan jou proffie so bekend dink en hy sê, ek gee jou R200 as jy vir my 'n plek kan wys waar God nie is nie. Die Here leef, vriende, en hy is oral in ons lewe en rondom ons teenwoordig. Of dit nou goed gaan of sleg gaan, dit is nie 'n teken of God daar is of nie daar is nie. God gee vir ons die versekering, hy is daar. Ek onthou toe ek 'n kind was, so op skool, selfs nog 'n bietjie later dalk, het die paai departement so
kom ons sê dan maar so 'n projek gehad, wat hulle mense probeer bewus maak het van padreëls, en mense probeer bewus maak het daarvan, dat wanneer jy die padreëls nie gehoorsaam nie, dat jy jouself eintlik blootstel, en dat jy jou kinders en jou familie blootstel, en dat mense seer kry, en hulle het eintlik gepleit by mense om veiliger te bestuur, en meer gehoorsaam te wees aan die padreëls. Onthou jy nog, wat was daai projek se naam? Ek dink die Afrikaans was Kom Veilig Tuis. Die Engels sal jy waarskynlik sommer onmiddellik onthou, Arrive Alive. Ek dink vandag nog dat hulle van die terme gebruik so van tyd tot tyd. Maar die hele projek, die hele program van Arrive Alive het 3 dele gehad, wat hulle baie sterk op klem gelê het. Kyk, dink en bly lewe. Kyk, raak bewus van die dinge wat rondom jou is. Dink, moenie net in dwaasheid optree of sommer net dink oor wat jy doen, dink ook wat die ander ouens op die pad doen, en dan uiteindelik as jy kyk en dink, dan is die kans groot dat jy sal veilig bly, dat jy sal bly leef. En dit wat Dawid hier in Psalm 16 skryf, is eintlik so op 'n manier, wil ek vir jou kom aanbied vandag, as jy dink oor jou geloofspad, en oor die pad wat jy saam met die Here stap, dan wil ek dit amper onder hierdie 3 hoofies indeel. Kyk, dink en bly lewe. Kyk, bely elke dag dat God oral is. Erken dit teenoor mense, sê vir mense, weet jy, die Here is vir ons so goed, want hy is hier, hy leef in my, hy leef in jou, hy is betrokke by elkeen van ons se lewens. Dis die wese van ons geloof, is om te weet dat God by ons is, dat ons nooit alleen is nie. En daarom sê Dawid in vers 5 en vers 6, hy sê, Here, U is my lewe, U sorg vir my, wat ek ontvang kom alles van U af. 'n pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Here, wanneer ek U begin raak sien in die lewe rondom my, dan begin daar 'n stuk mooi kom. Ook baie keer in moeilike omstandighede. Hierdie selfde Dawid skryf hierdie Psalm, en hy het die moeilikheid van die lewe ook maar geken. Dit is nou nie asof dinge altyd vir hom reggeloop het nie. Mense meen dat hy hierdie spesifieke Psalm skryf op 'n tyd wat hy vlug vir Saul, en wat daar 'n klompie ander konings ook maar vir hom al vieserig is. Dis 'n tyd wat hy nie land of 'n land gehad het waar hy veilig was nie. Dis 'n tyd wat hy eintlik moes wegkruip. En in daardie tyd van, kan ons sommer sê, van vrees, van benouenis, van moeilikheid, kom hy en hy sê hierdie woorde, 'n pragtige deel is vir my uitgemeet. Wat ek ontvang is vir my mooi. So dit gaan nie in die eerste plek vir Dawid daaroor dat hy op 'n plek lekker rustig lewe, en dat hy veilig is, en dat daar niemand is wat hom pla nie. Nee, dis nie wat vir hom die lewe mooi maak nie. Dis nie wat sy omstandighede vir hom aanvaarbaar maak nie. Die mooi deel is dat hy weet God daar is, dat God teenwoordig is in sy lewe, en dat hy weet of het nou goed gaan of sleg gaan, God is daar. God help hom die hele tyd. Dit is vir Dawid baie, baie meer werd in die lewe as aardse voorspoed. Kyk 'n slag rondom jou. Kyk in jou eie lewe. Kyk na die lewe van die mense wat naby aan jou is. Begin die Here sien, raak hoor in wat hulle doen, en waarmee hulle besig is. En begin besef, vriende, dat voorspoed is nie 'n teken van God se teenwoordigheid, en teëspoed is nie 'n teken van God se afwesigheid nie. Nee. Dwars deur die Bybel gee die Here vir ons daai versekering. Hy sê in Jesaja, weet as jy deur water moet gaan, dit sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, dit sal jou nie skroei nie. Dis nie asof daar nie moeilike tye in ons lewe gaan wees nie. Maar wat maak dat ons nie bang is nie? Hy sê, ek is by jou. Wanneer ek deur daai rivier moet loop, dan loop ek nie alleen nie. God hou my vas. Wanneer ek deur die vuur van die lewe moet, dan stap ek nie alleen nie. God stap saam met my. Kyk, sien God raak. Erken God daar waar hy aan die werk is.
Tweede deel is dink. Vers 7 en vers 8 skryf Dawid, ek sal die Here loof wat my tot die regte insig gebring het. Selfs in die nag bly ek bewus van wat hy my leer. Ek het die Here altyd by my. Omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie. Daai stukkie in vers 8, wat sê, ek het die Here altyd by my. Van die ander vertaling sê, ek stel die Here gedurig voor my. Dis 'n doelbewuste ingesteldheid, om God raak te sien, om bewus te wees van God se teenwoordigheid. Twee mense kan langs mekaar lewe, presies dieselfde dinge doen, met presies dieselfde goed besig wees, en wanneer daar iets gebeur in die een persoon se lewe, dan sê hy in 'n moedelose toon, God het my gelos, ek is verlore. En 'n ander persoon sê, God sal my nooit laat struikel nie, want hy is by my. Dit gaan oor 'n doelbewuste keuse wat ek maak, 'n bewussyn van God se teenwoordigheid, sê Dawid. Hy oordink dit dag en nag. Hy stel God gedurig voor sy oë. Dis 'n deel van wie hy is. Dis 'n doelbewuste keuse om aan God te dink en om jou fokus, jou gedagtes op God te fokus. Dis sommer net per ongeluk nie. Dis soos om deur 'n verkyker te kyk. As iemand vir jou 'n verkyker aangee en jy kyk daarna, dan is die kans baie goed dat die verkyker net een dowwe beeld gaan maak hier voor jou. Maar soos wat jy die verskillende lense so 'n bietjie draai en instel, kom daar 'n helder beeld. Kan jy pragtig sien wat jy nie met die blote oog kan sien nie. Dawid sê eintlik op 'n manier, as ek die Here so voor oë hou, dan sien ek meer en meer van sy teenwoordigheid. As ek sy woord lees, as ek in 'n doelbewuste roetine kom, om elke dag God se woord te lees, om die Bybel te lees, want dis die plek waar God hom aan ons bekend maak. Dis die plek waar God vir ons kom leer oor homself en oor die lewe en van hoe hy wil hê ons moet hier op aarde besig wees. Die Bybel help ons, soos die verkyker, om te fokus. Om dinge duidelik te sien in die geloof, wat ons dalk andersins nie so duidelik sou sien nie. Om God raak te sien in hierdie wêreld, waar ander mense hom miskyk. En dan kom die derde deel. As ek gekyk het, as ek bewus geword het van God se teenwoordigheid, as ek gedink het, as ek my gedagtes gefokus het op God, op wat hy doen, op wie hy is, as ek sy woord lees, dag en nag daaroor dink, dit elke dag my voor oë bring, dan kom die derde deel, bly leef. Bly leef. Leef dan voluit, wil ek amper sê. Vers 11 sê Dawid, U leer my hoe om te lewe. By U is daar oorvloedige blydskap. Uit U hand kom net wat mooi is. Ja, die Here wil inspraak maak in my en jou lewe en nou, hier, elke dag. Hy wil vir ons kom help om deur maklike en moeilike tye, siekte en gesondheid, voorspoed en teëspoed, deur alles wil hy hê dat ons sal fokus behou, dat ons hom sal sien vir wie hy regtig is, dat ons sal hoop hê, dat ons sal lewe soos wat hy vir ons leer. Jy sien God se teenwoordigheid in my en jou lewe, gee rigting. Dit wys ons die pad wat ons moet loop. Dit wys ons die dinge waarmee ons moet besig wees. En die waarheid is, die hele Bybel, vir al die psalms, praat op soveel plekke daarvan. Hulle sê 'n lewe in God se woord, of 'n lewe uit God se woord, is 'n lewe wat gevul is met blydskap. Gelukkig is die mens, Psalm 1. Gelukkig is die mens. Dit gaan goed met die mens, wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan en met ligsinnige saamspan nie, maar wie is die gelukkig is? Wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra, en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Ons vreugde lê daarin om in God se woord te wees. Om die Here toe te laat om ons lewens te rig, om hom raak te sien in die wêreld waarin ons leef. Ek sê weer, daar gaan twee persone reg langs mekaar lewe.
in dieselfde omstandighede. Die een gaan sê, ons is verlore. Die ander een gaan sê, sjoe, ons is gelukkig. Ons is gelukkig dat die Here ons help. Ons is gelukkig dat die Here uitkoms gee. Ons is gelukkig dat die Here ons leer. Die Nuwe Testament kom gee so 'n bietjie ander betekenis aan vers 9 en 10 ook. Dawid sê in vers 9, daarom is ek bly en juig, ek voel ek my veilig. Want U gee my nie oor in die dood nie. U laat die troue dienaar nie in die graf kom nie. En dan weet ons vandag, ons sê Dawid, joe, maar dis dan nie waar nie. Ons gaan ons daarom almal op 'n stadium dood. Petrus gebruik hierdie spesifieke teks in sy Pinksterboodskap. En dan pas hy dit op Jesus toe en hy sê, deur Jesus se kruis en deur Jesus se opstanding, deur die leë graf, kry hierdie graf 'n nuwe betekenis. Ons lewe al sterwe ons. So saam met Dawid kan ons vandag eintlik op 'n wonderlike manier getuig dat hierdie lewe, hierdie vermoë om te bly leef, om voluit te leef, is nie net iets wat op hierdie lewe van toepassing is nie, maar ook op die lewe hierna. Die ewige lewe. Kyk, dink en leef in God se teenwoordigheid. Dit maak van jou en my mense wat in 'n donker wêreld waar mense mekaar so moedeloos maak om 'n stukkie hoop en 'n stukkie lig te bring. Want ons is anders as die wêreld. Laat ons nie op sleeptou neem deur allerlei argumente en ek wil eintlik sê samesweringsteorieë nie. Ons weet God is by ons. En dis al wat ons nodig het om te weet. Ons weet God sal ons nooit alleen los nie. En daarom kan ons met vertroue lewe in hierdie wêreld. Kan ons met vertroue lewe, selfs in tye wat dit vir ons moeilik is, en selfs in tye wat verskillende uitdagings in ons lewe het. En daarom kan ons bly wees in alle omstandighede, omdat God by ons is. En dan, al wat oorbly, is Dawid se belydenis daar in vers 2, 3 en 4. Ek het vir die Here gesê, ek behoort aan U. Daar is vir my niks goeds nie, behalwe by U. Dalk kan ek en jy dit vandag opnuut weer doen, net sê, Here, ek soek niks anders in die lewe as U nie. Ek wil nie my fokus op enigiets anders stel in die lewe as op U nie. Daar is vir my niks goeds nie, behalwe U nie. Dan kyk hy so 'n bietjie na die afgode. Dawid kyk so rondom hom en hy sê, die afgode in die land, so aantreklik vir baie. Onthou die volk, Israel het maar gesukkel met hierdie ding. Hulle het maar heeltyd op 'n manier gehardloop na die Filistynse afgode toe. Dawid sê, met hulle wil ek niks te doen hê nie. Ons lewe in 'n wêreld, vriende, wat vol afgode is. Wat alles doen in 'n vermoë om jou aandag te trek en jou fokus van God af te haal. Met hulle wil ek niks te doen hê nie, sê Dawid. Mag elkeen wat 'n ander God vereer, baie smart beleef. Ja, as Nuwe Testamentiese gelowiges, wens ons nie mense slegte dinge toe nie. So ek en jy gaan dit waarskynlik so 'n bietjie anders bid as Dawid hier. Ons gaan dalk vra, Here, bring die mense wat nog agter afgode aanloop en wat U nog nie ontdek het as die enigste bron van lewe nie. Bring hulle tot insig. Gebruik my en jou dalk in hulle lewe, Here, om vir hulle die lig te wys en die vreugde wat daar is in Jesus. Vir afgode sal ek nie bloedoffers uitgiet nie. Hulle name sal ek nie op my lippe neem nie. Dawid is baie ernstig daaroor. Hy sê, Here, ek behoort aan U. Daar is vir my niks goeds nie, behalwe U. Kyk vandag rondom jou, waar jy ook al sit, waar jy ook al na hierdie boodskap luister. Vra vir jouself, wat is die belangrikste ding in my lewe? Is nie 'n mooi huis waarby ek veilig is nie. Is nie 'n lewe sonder teëspoed en sonder drama nie. Dawid hardloop dat hy bars hierso. Hy hardloop weg vir Saul, hy kruip weg vir 'n klomp mense wat agter hom aan is. Hy het nie 'n vaste blyplek nie. Hy het niks sekerheid in hierdie lewe of 'n aardse sekerheid in elk geval nie. En hy sê, 'n pragtige deel is vir my afgemeet. Wat ek ontvang is vir my mooi. Mag
mag my en jou vreugde ook gesetel wees in God, in sy teenwoordigheid en wat hy vir ons doen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ja, ons wil net vir U kom sê dankie vir die lewe. Dankie dat U 'n God is wat getrou is, wat altyd teenwoordig is, en wat vir ons dra in tye wat dit goed gaan en in tye wat dit sleg gaan, in siekte en gesondheid, in voorspoed en teëspoed. Dankie dat U altyd dieselfde bly. Ek wil vandag kom bid vir elkeen in ons gemeente wat nou siek is of wat swaar kry. Ek wil kom bid, Here, dat U vir ons, vir elkeen daardeur sal help en sal krag gee en sal bemoedig, dat dit sal help om hulle fokus op U te hou en te weet dat U 'n God is wat hulle nooit alleen los nie, wat hulle nie een enkele oomblik aan hulle self of van enige iets van hierdie wêreld oorlaat nie. Ek wil ook kom bid vir elkeen met wie dit goed gaan, dat U vir hulle sal help om perspektief te behou, om nie te begin dink dat dit met hulle goed gaan omdat as gevolg van iets wat hulle self doen of as gevolg van omstandighede in hierdie wêreld nie, maar dat hulle U sal erken as die gewer van alle goeie gawes. Ons eer U in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons slotsang is kom dank nou almal God. Kom ons sê net vandag vir die Here dankie vir alles wat hy in ons lewens doen, vir sy teenwoordigheid, vir sy krag, vir sy liefde, vir sy leiding, sommer net omdat hy 'n God is wat vir ons oneindig lief is. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly by jou. Amen.